Goeiedag broers en susters en baie welkom by vandag se erediens. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons bid saam. Ons Here, ons wil vir U baie dankie sê vir die gawe van geloofsgemeenskap, vir die gawe van mense in ons lewens en vir die ongelooflike genade van U liefde. Here, ons vra dat dit wat ons nou gaan lees, dat U dit in ons harte sal seën en dat ons wat ons nou gaan lees ook met ons lewens sal gaan doen. Amen. Ek lees vir ons vandag uit Johannes 13 en ons lees vers 31 tot 35. Nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê: Nou is die Seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle: waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Daar's 'n frase wat oor brandalarms se glas en die agterruite van busse geskryf is. Breek in geval van nood. As daar moeilikheid is, dan breek ons die glas en gebruik wat daar agter is. Dit kan 'n skakelaar wees van 'n alarm of dit kan bloot 'n uitgang wees. Maar wat ook al agter hierdie glas is, dit is ons kaartjie uit die moeilikheid uit. Breek in geval van nood. Vandag gesels ons oor die teenoorgestelde hiervan. Ons sou kon sê, behou in geval van nood, of breek indien ons nood wil hê. Baie belangrike woorde wat Jesus vandag vir sy disippels gee. Waarin Johannes ons vandag se skriflesing kry, is baie belangrik om vandag se teks te verstaan. 'n Baie groot deel van die Johannes Evangelie vind plaas in die aand voordat Jesus in hegtenis geneem is. Van Johannes 13 tot Johannes 18 is alles in dieselfde nag. Dis ook hoekom so baie teoloë oortuig is dat dit Johannes die apostel self is wat baie van Johannes geskryf het. Daar is besonderhede wat iemand wat nie daar was nie, waarskynlik nie sou geweet het nie. Johannes 13 is deel van hierdie laaste aand van Jesus en die disippels wat saam was. Jesus was hulle voete en hy gee vir hulle raad en insig oor die tydperk wat gaan volg sonder hom. Jesus lei sy hele gesprekke met wat hy in ons skriflesings vir die apostels gesê het. Wees lief vir mekaar en lewe met liefde. Die opdrag wat ek vir julle gee, is om vir mekaar lief te wees. Ons sou wat ons vandag gelees het kon sien as Jesus se testament aan die disippels. Jesus gaan nou weg, maar as die apostels nou alles vergeet, dan moet hulle onthou wat Jesus nou vir hulle sê. Dis al 'n opsomming van sy boodskap. En wat Jesus vir hulle sê, is om te lewe met liefde. Jesus berei hulle voor op die realiteit dat hy binnekort nie meer fisies by hulle gaan wees nie. Na Paastyd kom Hemelvaart en dan is hy fisies nie meer by hulle nie. Jesus kan nou nie meer oogie hou oor Petrus as Petrus se mond met sy brein wil wegrol nie. Hy kan nie meer die onder ons hier skwel en die ander geestelike leiers reg help nie. Jesus het nou vir hulle geleer om Christene te wees, om hom te volg. Hulle moet dit nou gaan doen. En om dit te help, gee hy vir hulle die laaste bietjie raad. Dis baie soos as mense sê, jy leer eers bestuur, nadat jy jou bestuurslisensie gekry het.
Die teorie kan jou net so ver bring, nou kom die praktyk, nou kom die ervaring en nou raak jy beter. Goed, nou sny as Johannes 'n film was, nou sny ons na later daardie aand. Lede van die Romeinse weermag en van die tempelwagte kom om Jesus te kom haal. Petrus haak af en hy kap 'n slaaf se oor af met sy swaard, net daar. Slawe is per definisie mense wat nie baie sê het oor hulle eie lewens nie. En dan wonder mens nogal, wat gaan deur Jesus se gedagtes daai oomblik wat Petrus die ou se oor afkap? Petrus, wat het ek vanaand nog vir jou gesê? Petrus, en dan sug Jesus, waaroor het ons gepraat? Dis maar net nie maklik vir ons as mense om met liefde te lewe nie. Ons sien dit by Petrus, ons sien dit in onsself en ons sien dit in die wêreld rondom ons. Ek weet nie eens of dit regtig is omdat ons wil haat nie. Ek dink vrees en selfsug werk haat vinnig uit as die twee motiveerders teen 'n lewe van liefde. So hoekom is vrees en gierigheid twee houdings wat die hele wêreld vernietig? Hoekom is dit so moeilik om lief te hê? Ek het 'n paar jaar gelede 'n kursus geloop oor emosionele veerkragtigheid. Dit beteken om as jy iets beleef en dit bring jou af, hoe om weer vorentoe te bons, om nog beter te wees as wat jy was. In die materiaal het ons lesings vir ons verduidelik hoekom spanning so maklik is. Ons voorouers wat in die veld geleef het, moes deeltyd uitkyk vir roofdiere. Hulle moes uitkyk vir mense van ander stamme. Hulle moes uitkyk vir giftige plante. En deur ontelbare generasies het hierdie instink by ons agtergebly. In die steekproewe wat die psigiaters van die kursus gedoen het, het hulle 'n vreemde verskynsel opgemerk. Hulle het verskillende scenario's, verskillende stories aan die kliënte gegee, duisende kliënte, en hulle moes sê wat staan vir hulle uit in dit wat hulle nou gelees het of in dit wat hulle nou gesien het. Die mense was ongeveer 10 keer meer geneig om die bedreiging te sien voordat hulle die geleentheid raak sien. Toe doen hulle dieselfde studie met mense van die publiek, mense wat nie op daai stadium 'n psigiater gesien het nie. En die resultaat was min of meer dieselfde. Mense was baie meer geneig om die bedreiging te sien as die geleentheid. Ons voorouers wat moes uitkyk vir bobbejane en vir rooi katte, het ons beduiwel. Omdat hulle so op hulle pasoppens moes wees, nou is ons ook. En dieselfde reaksie binne die mens wat die giftige sampioen sien, gebeur ook in ons as ons nuus kyk, en dis slegte nuus. Dit gebeur as ons van slegte kindernuus hoor. Ons liggame is nog baie dieselfde, maar ons blootstelling, ons leefwyse en ons tegnologie is soveel anders. So wat maak meeste mense? Baie mense reduseer nou die mense wat ons kan voel, wat ons vertrou. Ons maak die sirkel so klein as moontlik, dat dit later net onsself is, en dalk 2 of 3 ander mense. En dis nie wat ek vandag vir die gemeente van oordeel nie, ek doen dit self. Jare gelede, toe ek op Stellenbosch was, toe het ek klas geloop met 2 baie luidrigtige, baie arrogante bloubulle. Lekker ouens, maar onsmaaklik as hulle gesels oor rugby. En hulle het by my die indruk geskep dat hulle almal so is. Toe trek ek Pretoria toe, en toe ontmoet ek normale mense wat bloubulle is. Later trek ek hiernatoe, toe ek vir Tannie Elise ontmoet, wat een van die mees welsprekende mense is, wat jy kan ontmoet. Toe besef ek, maar alle bloubulle is nie so wat ek gedink het hulle is nie. En dit is 'n simpel voorbeeld, sonder baie gewig daarachter. Maar dit is hoe vooroordeel begin. Iemand is een keer anders, hulle doen iets wat ons nie van hou nie, en dan dink ons ander mense is altyd so, en dit is so simpel. Gierigheid is nog 'n storie. In 2016, 10 jaar gelede, dagvaar 'n oliemagnaat met die naam Harold Ham
die staat van Oklahoma. Hy sê windkrag is besig om hom hoorie arm te maak. So hy spandeer miljoene dollars om die Amerikaanse Senaat te kry om windkrag te staak in die staat Oklahoma. Nou as ons gesels oor oliemense en hulle geld, dis nie asof die mense wat op die boore werk, of wat die kanne vervoer, die geld, die miljoene kry nie. Dis maar die topbestuur wat ryk word. So wat dan gebeur het, is 'n man ter waarde van $13 miljard, sê hy word verarm deur die staat. Nou moet hulle dadelik hulle windplase vernietig. Hoe eerlik is dit? Sê dit vir enige iemand wat al met Eskom gesit het, en hulle klap jou vir jou inhaligheid. Sê net liewer, wees eerlik en sê, ek gee nie om oor die aarde nie, ek soek al die geld in die wêreld en ek soek dit alles vir myself. Dis wat gierigheid doen. My probleme raak die belangrikste en alle ander probleme in die wêreld is nie my probleem nie, so ek gee nie daaroor om nie. Ek glo regtig, mense is nie oor die algemeen haatlik nie, regtig. Maar ek dink wat vrees en selfsug so gevaarlik maak, is dit kan enige iemand oorkom. Enige iemand wat 'n goeie mens is, kan deur vrees of selfsug oorweldig word. So wat vra Jesus van ons vandag? Jesus vra van ons om nie die swaard uit te haal en die slaaf se oor af te kap as hulle kom om Jesus gevange te neem nie. Jesus vra van ons om vas te hou aan dit wat reg is, al wil elke ander stem in die wêreld ons wegstoot of weggeruk daarvan. Dan raak liefde later amper 'n oortreding. Daar's altyd mense wat die ekonomiese en politiese en sosiale wêreld probeer manipuleer, en daar's altyd mense waarteen die wêreld ons wil probeer opsweep. Want as hulle nie direk geld uit die vrees uitmaak nie, dan versterk hulle die lojaliteit van hulle volgelinge. Na die Eerste Wêreldoorlog in Duitsland, toe was dit die Jode gewees. Die publiek beskou hulle as 'n klomp moeilikheidmakers. Die sakelui sê, nee, hulle steel al ons werke met hulle winkels. En die politici, die regerende party, die nazi's, sê hulle maak afbreek aan die goeie Christelike Duitsland. Tydens die 1930s, toe die vervolging van die Jode in Duitsland na 'n volgende rad oorgeskuif het, toe was daar geweldig baie Christene in Duitsland wat die Jode weggesteek het. Hulle was nie die sogenaamde ons mense nie, want hulle is in 'n ander geloof, ander kultuur. Dit het finansiële implikasies gehad om ekstra mense te huisves in jou kelder of in jou solder. En daar was beslis tronkstraf vir die Christene wat uitgevang was. Dit was nie verniet om liefde te hê nie. Maar baie mense van die kerk het dit in elk geval gedoen, want dit was die liefdevolle ding om te doen. En is dit nie jammer dat ons amper 100 jaar in ons geskiedenis moet gaan krap, om so 'n voorbeeld van oorweldigende liefde ten spyte van die gevolge te vind nie. Ons kan dalk nie veel doen vir die vervolgde mense van Tibet of van Jemen nie. Ons kan vir hulle bid, verseker, maar dis maar waar ons mag begin en eindig. Maar daar is mense wat ons in aanraking mee kom. Mense wat ons dalk op 'n daaglikse of 'n weeklikse basis sien, wat die wêreld vir ons sê, is ons vyand. Dan kan ek vir julle 'n geheim vertel. Ek het nog nooit in my lewe 'n sogenaamde vyand raak geloop, wat my enige skade berokken het nie. Feitelik almal wat deur my lewe my al te nagekom het gelyk en gepraat en geglo soos ek. Dit gaan my dalk sosiale punte kos, as ek moeite doen met iemand wat nie die beste naam in die dorp het nie. Dit gaan my dalk die naam gee van 'n volksverraaier, as ek iemand van 'n ander geloof nader of bevriend. Dit gaan my dalk letterlik iets kos om finansiële steun te gee aan 'n saak wat die Here op my hart lê.
Dis nie verniet om 'n Christen te wees nie. Maar dis wat al die vroeë Christene gedoen het. En dit was vir die kerk en vir die wêreld baie goed. As 'n sagter, meer genadige en liefdevolle gemeenskap iets is wat ons wil hê, dan begin dit altyd by ons. Ons kan vra, wie gaan agter die mense van die God van liefde aanloop, as hulle nie met liefde wil lewe nie? Ons distrik in ons land het verseker sosiale en politiese probleme, dit is 100% so. Daarom het die kerk nodig om te wys wat kan gebeur, wat kan gedoen word en hoe kan mense met mekaar optree. As die papaja die waaier tref, dan is die kerk se noodplan om met liefde te lewe. Die wêreld buite die kerk het glad nie 'n noodplan nie, behalwe vrees meer, gryp meer. So die beste iets wat ons kan doen, nie net vir onsself nie, maar ook vir die wêreld rondom ons, is om te wys maar daar is 'n alternatiewe manier van om dinge te doen. Dit mag ons dalk in die kort duur skade berokken, miskien, maar oor die jare heen is dit al wat ons dorp in ons land kan help. Minder vrees, minder gierigheid en baie meer liefde. Amen. Ons Here, ons is vandag voor U as mense wat besef dat ons in 'n gebroke wêreld lewe. Ons lewe in 'n wêreld waar dit dikwels meer vrees en selfsug is as wat daar liefde is. Here, maar U seën ons met soveel geestelike gawes. U seën ons met 'n nuwe verhouding en 'n nuwe identiteit as U kinders. En U seën ons met die gawe van die Heilige Gees wat ons in staat stel om anders te lewe as wat die wêreld vir ons sê. Here, help ons om minder vyande raak te sien en om meer vriende te maak. Here, want op die ou end is dit al wat die wêreld gaan verander. Ons bid dit in die naam van ons God van liefde.